all my intentions, all my obsessions. I wanna lay them all down in your hands. Only your love is vital, though I'm not entitled. Still you call me your child. God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to take my hands off of my life and the way it should go. Oh, God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to open my hands up and give you control. I've had plans shattered and broken, things I've hoped in fall through my hands. You have plans to redeem and restore me. You're behind and before me. Oh, help me believe. You don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to take my hands off of my life and the way it should go. Oh, God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to open my hands up and give you control. Somehow that frees me to take my hands off of my life and the way it should go. Oh, God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to open my hands up and give you control. I give you control. Somehow you want me. The King of Heaven wants me. So this world has lost its grip on me. Hi julle, baie welkom by vandag se Fire Kids Senior Diens. Ek is regtig bly julle kyk saam met ons vandag, want vandag wil ek praat oor 'n baie belangrike onderwerp en ek dink almal van ons het dit al ervaar in ons lewe, om bang te wees om foute te maak. Nou of dit is by die skool en of dit is by die huis en of dit is foute wat jy bang is dat jy maak voor God. Ons almal het al op 'n tyd bang geraak om die verkeerde ding te doen of om foute te maak of om nie perfek te wees nie. Nou my vraag vir jou is, wie kan perfek wees wat altyd alles perfek reg kry? Ek dink nie enige van ons kan dit reg kry nie. En dis hoekom daar soveel druk op ons is. Nou as jy al bietjie ouer is, verstaan jy wat die druk is van skool, van verskillende goeders wat jy alles moet doen en nou in lockdown is daar weer ander druk op ons. So ek wil vir jou vra, wie se druk op jou? Is dit jy wat vir jouself druk op jouself sit? Ek onthou toe ek op skool was,
My ma het nooit van gesê, jy moet soveel punte kry, of jy moet so goed doen in jou toets nie, maar ek het dit op myself gesit. En dan bring ek my punte huis toe, en dan sê my ma hulle, oh, this is amazing, well done, ons is trots op jou, en dan sê ek soos, is nie goed genoeg nie! En dan sê hulle soos, what just happened? Ek het baie druk op myself gesit, om dinge perfek te doen. En partykeer sit jou onderwysers druk op jou, want hulle wil die beste vir jou hê. Partykeer sit ons ouers druk op ons. En ek, nou dat ek 'n ouer is, ons doen dit partykeer, en dis nie altyd as prins nie, dis nie dat ons as prins ons kinders wil seermaak nie, maar jy soek die beste vir jou kind, en partykeer, omdat jy nie iets reg gekry het nie, wil jy hê jou kind moet soveel meer in die lewe hê as jy. So partykeer sit ouers druk op hulle kinders. En partykeer, baie keer sit vriende druk op jou. Jou vriende sê vir jou, weet jy, as jy nie hierdie saam met ons doen nie, dan is jy nie cool nie. Of as jy dit gaan doen, dan gaan ons nie met jou vriende wees nie. So daar's soveel pressure van ons vriende om die regte ding te doen, of om partykeer die verkeerde ding saam met hulle te doen. En dan voel ons partykeer daai druk van God af. Soos, is God tevrede met my? Is hy lief vir my? Is hy daar vir my? Gee hy om? En weet jy wat? Met God kan ons altyd weet wat is die waarheid en wat is 'n leuen. So ek wil 'n paar verse saam met julle deel vandag wat vir my amazing was om te sien hoe Jesus na hierdie ding kyk. Hoe kyk hy na ons? Hoe kyk hy na ons as ons foute maak? En hoe voel hy oor ons? So kom ons begin sommer van die begin af, want as jy deel is van Jesus se familie, dan is jy in 'n safe space om met hom enigiets te deel. En so moet dit ook hier op aarde wees, dat jou familie is die plek waar jy jouself kan wees, waar jy foute kan maak, want in 'n familie is waar ons baie mekaar moet vergewe, nee, dis waar ons leer om mekaar te vergewe en om vir mekaar jammer te sê as ons iets verkeerd gedoen het. So dit leer jy in 'n familie, en dit is die omgewing wat ons wil skep, 'n gesonde, veilige omgewing waar jy foute mag maak terwyl jy leer en groei. Want dink aan 'n babietjie. 'n Babietjie wat leer loop, as hy die eerste keer val en besluit ek gaan nooit weer probeer nie, gaan daai babietjie vir die res van sy lewe gedra moet word of in 'n stootkarretjie gegooi gaan word. Hy leer uit sy foute. O, volgende keer gaan ek nie my heup so gooi nie. Ek gaan so maak, en hoe meer hy val, ek onthou ons een dogtertjie, dis asof sy was as prins om te val. Sy het dit geniet. Sy het opgestaan geval, opgestaan ongeval, opgestaan geval. En seker 20, 30 keer na mekaar gedoen, en kort daarna, toe loop sy. So sy het uit haar foute, uit om dit nie perfek reg te kry nie, het sy geleer om te loop. En so moet ons ook in die lewe wees. So, wat sê die Here vir ons? Ons gaan 'n paar verse gou-gou aanhaal, en dan gaan ons hoor. So Jesus leer vir ons, dat ons gaan foute maak, ons gaan val, ons gaan partykeer dinge nie reg kry nie. In Spreuke 24 vers 16 sê, selfs al val die regverdige 7 keer, hy sal elke keer weer opstaan. Selfs al val hy 7 keer, of nog meer, hy sal elke keer weer opstaan. Spreuke 24 vers 16, selfs al val 'n regverdige mens 7 keer, sal hy elke keer weer opstaan. Die goddelose mens, wanneer hy val, wanneer hy 'n fout maak, wanneer daar 'n ramp kom en hy val, dan bly hy lê. So dis amazing, want Jesus weet, ons is gemaak as mense en ons gaan nog steeds foute maak. Want Romeine 3 vers 23 sê, ons almal sondig en ons almal maak foute. Maar prys die Here, dit is nie waar hy ons los nie. Hoor wat sê hy? Hy sê in Johannes 15 vers 5. Ek is deel van die boom, kyk my vrugte. Die deel van die boom nie, geen vrugte nie. Johannes 15 vers 5. Johannes 15 vers 5 sê die volgende. Jesus praat en hy sê, ek is die
druiwestok. Nou ons het nie 'n druiwestok in ons tuin nie, maar ons het 'n suurlemoenboom wat amazing vrugte dra reg deur die jaar. So Johannes 15 vers 5 sê, ek is die druiwestok, julle is die lote, meaning ek is die suurlemoenboom en julle is die takke. Wie aan my verbonde bly, wie aan my verbonde bly, so as hierdie takke in hierdie boom vasbly, die takke wat in hierdie boom vasbly, hulle gaan vrug dra. En die takke wat op die grond lê, hulle gaan nie vrugte dra nie. En dan eindig Jesus en hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. So hierdie takkie, sonder die boom, kan nie vrug dra nie. So in Johannes 15 vers 5 sê hy, dat sonder hom kan ons niks doen nie. As jy nie ingeënt is, as jy nie deel is van Jesus en hy's deel van jou, soos wat daai tak in die boom deel is, hulle is een, né? As ons nie deel is van Jesus nie, kan ons niks doen nie. Ons kan niks op ons eie doen nie. Maar dan los hy dit nie net daar nie. Hy sê in die volgende vers in Handelinge 1 vers 8, onthou julle Handelinge 1 vers 8, Handelinge 1 vers 8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op jou kom. Hy gee vir ons die krag om enigiets te doen. En daar gee hy vir ons die antwoord. As ons 'n droë tak is en ons lê net op die grond, jy gaan nie kan vrug dra nie, jy gaan sukkel, jy gaan niks reg kry nie. As jy ingeënt is by Jesus, jy's deel van Jesus, die Heilige Gees kom op jou, gee hy vir jou krag om vrug te dra, om amazing dinge te doen. So nou het ek gepraat weer van daai familie safe space. En dit is toe ek hierdie met my dogtertjie gedeel het. Toe vra sy vir my hierdie volgende vraag. Mama, sê nou maar ek doen iets baie verkeerd. Ja? Gaan Jesus jou laat gaan? En dan voel jy intensar. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Ek sê nee. Maar weet jy wat, daar's 2 verse in die Bybel, né? So die eerste een is in Deuteronomie 31. Kan jy onthou like Deuteronomie se Deuteronomium. Kan jy onthou? Hy was Nee. so. Deuteronomium. Ja, nou Deuteronomium 31 vers 6. God praat met Joshua, né? Joshua was ons 'n sterk brawe ou, né? En ek dink Joshua was ook bang om foute te maak. Hierso sê God vir hom: "Wees sterk en hou moed." Wees sterk en hou moed. Moenie vir hulle bang wees nie. Die Here, julle God, sal met julle wees. Okay, so moenie bang wees nie. God gaan met jou wees. Hy sal julle nie in die steek laat nie. God gaan jou nie in die steek laat nie. En hy sal jou nie verlaat nie. So hier's 'n vers wat sê God sal jou nie verlaat nie. En as jy sê in die Ou Testament, daar's een in die Nuwe Testament ook. So in Hebreërs. Wat is dit? Searching. Hebreërs. Waar is hy nou? Hebreërs 13 vers 5. Nou sê hy weer: ek sal jou nie los nie, ek sal jou nie in die steek laat nie. Hier praat God weer. So daai 2 verse sê amper presies dieselfde ding. So ek wil gou vir jou iets wys. Maak nie saak wat jy doen nie, Livia. Jesus los jou nooit nie. In 'n ander vertaling sê, ek sal jou nooit los nie. Kom ek wys gou vir jou. Kyk, staan gou op. Okay, so hier is hoe Jesus ons vashou, né? As jy jou hart vir Jesus gee, dan hou jy vas aan Jesus. Ek gee my hart vir Jesus. Jesus hou jou vas. Sê nou maar jy maak 'n fout. Goed. Nou los my, Livia. Gaan jy val, Livie, want jy het 'n fout gemaak. Jy het my gelos. Gaan jy val? Nee, hoekom nie? Want Jesus hou nog steeds vas. Ek hou nog steeds vas. Dis baie skerry om foute te maak partykeer, maar Jesus beloof hy sal ons nooit los nie. En soos wat ek haar arm nie gelos het nie, gaan Jesus jou nooit los nie. Jesus het vir my gesê wanneer ek gebid het, dankie Livia dat jy hierdie geleer het. Dat ek sal nooit jou laat gaan nie. Ek is altyd daar vir jou. En weet jy wat?
Het jy geweet dat baie mense wat dink ek hou nie hulle vas nie en ek laat hulle gaan en hulle het niemand om hulle te protect nie. So Jesus sê vir jou dankie, want jy het gesê, dankie Jesus dat ek geleer het, dat U my nooit gaan laat gaan nie. Ja. En dit is die waarheid, nê? Ja. Wow. En weet julle hoe awesome is dit? Jesus sê dieselfde vir my en vir jou. Maak nie saak wat se doen ons aspres nou foute. Omdat Jesus op die kruis vir ons dood gegaan het, omdat hy ons sondes vergewe het, mag ons nou aspres foute maak? Nee, natuurlik nie. Maar die pressure om altyd alles reg te doen is ook nie van hom af nie. Dit steel jou vrede, dit steel jou joy. Maar om die heeltyd saam met Heilige Gees, saam met Jesus te werk, die heeltyd met hulle te praat, want ons vertrou hulle. Nee, onthou julle daai wat ek saam met Livia gedoen het nou? Partykeer vertrou ons nie meer God nie en ons laat gaan. Maar wat doen hy? Hy sal ons nooit los nie, sê die Bybel. Die oomblik wat jy weer kies om Jesus te vertrou, dan voel jy nie meer alleen nie. Jy voel nie meer bang nie. Al hang jy nog daar van die berg of van die trampolien af, as jy kies om Jesus weer te vertrou, gaan jy nie meer bang en alleen voel nie. Jy gaan hom, jy gaan sy arm voel, jy gaan sy nabyheid voel, jy gaan voel dat hy naby jou is. Dis die belofte wat hy vir ons gee. Maak nie saak as ons foute maak nie. As jy aanhou glo in Jesus, jy hou aan vir hom, sê Here, vergewe my vir die foute wat ek gemaak het. Ek glo dat U is goed, ek glo U is lief vir my en ek glo dat U naby my is en U gaan my nooit verlaat nie. Maak nie saak wat nie, sal jy altyd veilig en naby aan hom kan voel. En ons doen dit want God vergewe ons elke liewe keer. Elke keer wat ons verkeerd doen, vergewe God ons. Jesus vergewe ons elke liewe keer. En dis nou waar hierdie vers kom, waar hy sê, nou verwag ek dat jy dit ook moet doen. Efesiërs 5 vers 32 sê, wees eerder vriendelik met mekaar, gee vir mekaar om, vergewe mekaar, soos wat God julle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het. So wees vriendelik, Sagte hart. maak seker jou hart bly sag. En Vergewe my, ek vergewe jou. omdat ek jou elke keer vergewe, omdat my hart altyd sag is teenoor jou, sê God, omdat ek altyd vriendelik is teenoor jou as ek aan jou dink, ek verwag dieselfde van jou. Nee? So God wil hê ons moet vriendelik wees, ons moet ons harte sag hou. Nommer 1 vir jouself. Jy moet jou hart sag hou teenoor God. Die oomblik wat jy dink, hy stel nie belang nie, hy is nie lief vir my nie, hy is nie daar vir my nie, is dit wat gebeur het. Hy het jou nie gelos nie, jy het hom gelos. Sê, vergewe my Here, vergewe my, hou weer vas. So ek wil saam met julle die volgende activation doen. Maak gou toe jou oë. Dankie Vader dat U beloof U sal ons nooit los nie. En die vrees wat ons het om foute te maak en om dinge verkeerd te doen of dinge nie reg te kry nie, Jesus, ons bring dit na U toe. U weet wat se druk op ons is, wat ons dink oor ons skool, wat ons dink in maatjies, in ons huisgesinne, met ons ma en ons pa. U weet wat se druk op ons is en wat ons baie keer voel. Ons kan nie nou fout maak nie, ons moet dit reg kry. Dankie dat U nou vir ons wys, U hou ons hand vas. Vergewe ons, Here, daar waar ons U hand laat gaan het. Wil jy nie net sien hoe lyk jou hand nie? Hou jy vas aan God? Of het jy bietjie Jesus se hand laat gaan? Want jy is nie seker of hy nog daar is, of hy nog omgee, en of hy nog lief is vir jou nie. Wil jy nie nou net dit vir hom sê nie? Sê, Jesus, vergewe my, dat ek geglo het, dat U my gelos het. Vergewe my, ek kies nou weer, om in U te glo, om U te vertrou, aan U vas te hou. Ek kies om te glo, dat U my nie los nie, want dit is die waarheid. Dankie Jesus dat ek nou weer vrede kan ervaar en joy kan ervaar. Amen, amen. Wil jy nie by die huis daai ding sommer oefen nie? Laat jou ma of jou pa jou vashou en dan laat los jy, maar hulle moenie los nie. Weet jy wat? Dit is hoe God oor jou voel en dit is die tipe families wat ons wil skep, dat al maak ons kinders foute, ons hou vas aan hulle. Want
want ons is lief vir hulle, soos wat God lief is vir ons en hy aan ons vashou, al maak ons foute. Mag die Here julle seën, mag julle weet hoe lief Jesus julle het. Amen.